Ons het so 'n temaatjie by mekaar gesit vir ons oggendmanna vanoggend. Wat is in ons file? Amen. Wat is in ons file? En ons skriflesing kry ons in 2 Konings 20 vanaf vers 1. Ons kan Vader seën dan u eie woord tot die harte van ons volk. 2 Konings 20. En in die dae het Hiskia dodelik siek geword. Nou onmiddellik as ons net na daardie 3 woorde kyk, dodelik siek geword, dan sê dit vir ons dat Hiskia lê op sy sterfbed. Hiskia is op sy uiterste. Want volgens die Bybel in 2 Konings 20 het Hiskia dodelik siek geword. So die woordjie dodelik beteken hy's op sy uiterste. Amen. Hy's op sy uiterste en hy dodelik siek geword. En gewoonlik as iemand siek is, op 'n sterfbed lê, op 'n siekbed lê, dan wat is die eerste aksie wat iemand sal aanneem? Kry die leierskap. As dit miskien 'n gemeentelid is, kry die pastoor, kry die ouderling, kry iemand van die kerk om vir my te kom bid en om vir my hande op te lê, en dan sal ons verwag dat die persoon moet nog sy Bybel saambring en miskien nog 'n bietjie olietjie saambring om vir ons te salf. Dit is die menslike denke deesdae. Kry die pastoor om vir my te kom bid, want ons verwag dat as die pastoor of iemand na aan God vir ons sal kom bid, dan sal ons gesond word. Kom ons gaan verder. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê. So hier kom ons noem dit maar dat Jesaja is Hiskia se pastoor. Jesaja is Hiskia se pastoor en Hiskia hoor nou dat Jesaja gaan hom kom besoek. So as ek Hiskia sou gewees het, sal ek verwag dat Jesaja gaan ten minste 'n botteltjie olie saambring. Jesaja, ek is mos nou Hiskia op die sterf op my siekbed. Jesaja gaan ten minste met sy Bybel inkom. Jesaja gaan ten minste met sy kannetjie olie inkom. OK, kom ons gaan verder. Jesaja kom met 1 mandaat. 1 boodskap. Ek sien nie vir Jesaja met sy Bybel instappie. Ek sien nie vir Jesaja met sy kannetjie olie instappie. Jesaja kom met 1 mandaat. Kom ons kyk wat is Jesaja se mandaat. So vers 2. Nou, ons nog steeds by Konings 20 vers 1. So spreek die Here: gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie weer lewe nie. Dit is die boodskap wat Jesaja vir 'n sterwende Hiskia bring. Geen bemoedigende woord. Geen gebruik van olie. Al wat Jesaja vir Hiskia sê, Hiskia lê op sy sterfbed. Al wat Jesaja vir Hiskia sê, gee ag aan jou huis. Jy gaan sekerlik sterwe, jy gaan nie weer gesond word nie. That's the message. Dis die boodskap. Wat ek hier optel, wat so vir my tref elke keer as ek hierdie gedeelte lees is, nadat Hiskia die boodskap van Jesaja hoor, jy gaan sterwe, sê die Bybel, het Hiskia sy gesig na die muur toe gedraai. Nou as ons die aksie sien wat Hiskia uitgevoer het, toe Jesaja die boodskap gee, en toe Hiskia sy gesig na die muur toe draai, wil vir my sê, hy het sy aandag afgesny van die wêreld. Hy het sy aandag afgesny van die boodskap wat hy sopas nou ontvang het. Toe draai vers 2, toe draai Hiskia sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here. So Hiskia
Kom ons kyk gou die formaat van Hizkia. Hizkia lê op sy bed, Jesaja het die boodskap afgegee, en Jesaja het gedoen wat hy moes gedoen het, en hy's uit. Sonder om vir Hizkia te bid, sonder om vir Hizkia te salf, sonder om 'n bemoedigende woord vir Hizkia te gee. Ek wil vandag gou vinnig vir ons vra, ons as leiers, dink net, ons stap by iemand se huis in, wat so pas nou vir ons geroep het om vir ons te kom bid, om vir hom te kom bid. En al wat ons vir die persoon sê is, kry jou lewe reg voor God. Jy gaan sterwe, jy gaan nie weer lewe nie. En ons stap uit. Dink net, hier staan die bedroefde familie, staan hier rondom die siekbed. En al wat ek as 'n pastoor of 'n godsman doen, wat hier ingestap het by 'n siekbed, die vertrek is vol. En ek sê, kry jou lewe in orde, jy gaan sterwe, jy gaan nie meer lewe nie, en ek stap uit. Ek doen nie eens 'n gebed nie. Ek gee nie eens 'n bemoedigende woord nie. Ek stap uit. Ek dink, hierdie mense gaan vir hierdie persoon op sy bed sê, jy stop jou lidmaatskap van hierdie pastoor, want hy het nie eens vir jou 'n gebed gedoen nie. Hy het nie eens vir jou 'n skrif gelees van bemoediging nie. Jy's op jou sterfbed. Jy dien nou al hierdie pastoor, jy dien nou al by hierdie denominasie, dien jy al vir 20 jaar, maar die man doen nie eens vir jou gebed nie, hier is die man uit. Ons menslike denke sal so dink, so redeneer. Hier sien ons dat dit wat Jesaja doen. Jesaja het 'n message wat hy vir Hizkia moet afgee. Kry jou huis in orde, jy gaan sterwe, jy gaan nie meer lewe nie. Geen gebed, geen bemoedigende woord. Maar Jesaja sny sy hele gedagte af van wat, of liewer Hizkia sny sy hele gedagte af wat Jesaja sê. Hy draai sy fokus na God toe. Hy draai sy fokus na God toe en hy sny hom af van wat hy nou gehoor het. Hizkia sny hom af van die wêreld. Hy sny hom af van die boodskap wat hy so pas nou gekry het. En die Bybel sê in vers 2, toe draai hy sy gesig, Hizkia sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here. Dit is die eerste stap wat ons doen. Ek gee nie, nou, Hizkia gee nie nou om of jy nou vir my gebid het en of jy nie gebid het nie. Hizkia gee nie nou om of jy vir my nie 'n bemoedigende woord gegee het nie. Hizkia gee nie nou om of jy nie vir my gesalf het nie. Hizkia is nou nie meer met Jesaja se boodskap te doen nie. Hizkia draai nou sy gesig en sy fokus na God toe. Al sy fokus is nou op die Here. En hy sê in vers 3, hy bid in vers 3, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het. En ek het gedoen wat reg is in u oë, goed is in u oë. En Hizkia het bitterlik gehuil. Dierbares, ek wil vir u 'n vraag vra gou. As ek Hizkia is wat hier op hierdie bed lê, my gebed sal wees, Vader, maak my gesond. My gebed sal wees, Here, vat die pyn weg. Here, hier is ek, hier lê ek op, ek is dodelik siek. Neem die siekte van my af weg. Maar Hizkia bid nie vir genesing nie. Hizkia bid nie dat God sy pyn moet wegneem of verlig nie. Hizkia bid, Lord, remember me. Here, onthou hoe ek voor u gewandel het. Hizkia bid nie vir genesing nie. Hizkia ken die krag van God. Dis hoekom hy nie vir genesing gebid het nie. Want Jesaja 53 vers 5 leer ons dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So Hizkia weet wat Jesaja 53 vers 5 vir hom beteken. Deur sy wonde moet daar genesing kom nie. Deur sy wonde nie sal daar genesing kom nie. Deur sy wonde het daar genesing kom, wat beteken iets past tense, what happened on the cross of Calvary.
It was done. So by his stripes, I am healed. Hizkia bid vanuit 'n hart van gehoorsaamheid uit. Hizkia bid vanuit 'n hart van gehoorsaamheid en hy sê vir die Here, hy bid nie vir genesing, hy sê, Here, onthou hoe ek voor U gewandel het. Ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor U aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het, en gedoen het, wat goed is in U oë. En nadat Hizkia hierdie gebed gebid het, sê die Bybel, Hizkia het bitterlik geween. Jesaja is uit. Hier het ons 'n scenario wat binne 'n paar minute afspeel. Jesaja is uit. Hy het sy boodskap afgegee. Hy het gesê, hy het gedoen wat hy moes gedoen het. Hy het gesê wat hy moes gesê het. En die Bybel sê, ons tema is, wat is in ons vuil? Toe Hizkia in vers 3 bid tot die Here, Lord, remember me, toe stuur Hizkia vir God, met hy gebed wat Hizkia bid, stuur Hizkia vir God na hoofstuk 18 toe. Hier is die siekte van Hizkia in hoofstuk 20. Hier bid Hizkia, en Hizkia se gebed vat vir God na hoofstuk 18 toe. Kom ons bly na 2 Konings hoofstuk 18 toe. Hizkia word ernstig siek in 2 Konings 20. Sien ons die siekte van Hizkia. En Hizkia se gebed is, Here, dink tog aan hoe ek voor U gewandel het. So dit wil sê, Hizkia noem iets vir God, waarna God moet gaan kyk. Hizkia noem in sy gebed, dat God moet sy vuil gaan trek. Ons tema is, wat is in my en U vuil? Wat is in ons vuil? Hizkia in hoofstuk 20 stuur vir God na hoofstuk 18 toe, 2 hoofstukke terug, om sy vuil te gaan trek. Om sy vuil oop te maak en sy vuil te gaan trek. Ek is elke maandag, dinsdag en donderdag as ek by die plaaslike daghospitaal. En wanneer ek hierdie gedeelte preek, dan sit die pasiënte daar. En dan sit hulle mos met hulle groen vuil, is dit? Dan sit hulle met hulle vuil in hulle hand. En dan sê ek vir die pasiënte, julle sit met julle vuil in die hand, en in julle vuil is julle uitslae, is dit so? In hy hospitaal vuil is jou results of jou toetse, bloedtoetse, wat ook al, maar in daardie vuil is jou mediese verslag. In hy vuil is waarna die dokter, en wanneer jy die vuil ingaan na die dokter toe, gaan die dokter die vuil oopmaak en die dokter gaan vir jou behandel volgens wat in die vuil is. Wat is in ons vuil? So die dokter gaan die vuil oopmaak en volgens die vuil gaan die dokter vir my en vir u behandel. Amen. So toe Hizkia bid in hoofstuk 20, Here, onthou hoe ek voor u gewandel het. So dit beteken, dis 'n pad waarvandaan ek kom. En Hizkia stuur vir God na hoofstuk 18 toe om sy vuil te gaan trek. En luister wat is in Hizkia se vuil hoofstuk 18. 2 Konings 18 vanaf vers 1. En in die 3de jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Hizkia die seun van Agas, die koning van Juda geword. Vers 2, 25 jaar was hy oud, toe hy koning geword het. En hy het 29 jaar het hy in Israel, in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Abi, 'n dogter van Sagaria. Vers 3. Hier stuur Hizkia in hoofstuk 20 vir God. En God trek sy vuil. God trek Hizkia se vuil. Wat is in ons? Vuil. God trek Hizkia se vuil.
in hoofstuk 18. Kom ons kyk vers 3. Hier is dit wat God vind in Hizkia se vyel. Onthou, Hizkia het nie gebid vir genesing nie. Hizkia het nie gebid en nie gevra dat God hom moet gesond maak nie. Dit was nie Hizkia se gebed nie. Hizkia het nie gebid vir beterskap nie. Hizkia het nie gebid dat die Here hom moet aanraak nie. Hizkia herinner God aan sy verlede. Hizkia herinner God, daar is 'n vyel. Daar lê 'n vyel waarna u kan kyk. En God staan met Hizkia se vyel. En kyk wat is in Hizkia se vyel, vers 3. En Hizkia het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Die eerste opsomming in Hizkia se vyel is, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. Vers 4. Hy het die hoogstes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, stikkend geslaan, omdat die kinders van Israel tot die daad daarvoor offerandes laat opgehang het. Vers 5. Hy het op die Here vertrou. Kan jy sien wat is in Hizkia se vyel? Hizkia se vyel praat nou. Terwyl Hizkia daar lê, Jesaja is op pad uit. Jesaja is nog nie uit nie. Jesaja is nog op pad uit. Alles hierdie speel in 'n paar minute af. Hizkia kry die boodskap, hy gaan sterwe. Hy gaan nie meer gesond word nie. Hizkia draai sy gesig na die muur toe. Hizkia bid tot God, Here, dink aan my, gaan trek my vyel, en God gaan trek Hizkia se vyel in hoofstuk 18. En dit is wat God vind in Hizkia se vyel, vers 5. Hy het op die Here, die God van Israel vertrou, sodat onder al die konings van Juda, wat Hizkia was, na hom en wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Vers 6, ja, hy het die Here aangehang, sonder om van hom af te wyk, en sy gebooie onderhou, wat die Here Moses beveel het. En die Here was met hom, met Hizkia. Waar hy ook heen getrek het, was hy voorspoedig. En terwyl God so in hoofstuk 18 na Hizkia se vyel kyk, terwyl God so Hizkia se vyel in hoofstuk, Hizkia lê dodelik siek. Hizkia lê dodelik siek in God. En God kyk na Hizkia se vyel. God kyk na Hizkia se vyel. En die Bybel sê Hizkia se vyel het op ingehaat dat hy gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Hy het die idolatrie afgebreke. Hy het die Here op die Here vertrou. Hy het God aangehang, het God se gebooie onderhou. Dit was Hizkia se vyel. En God is beïndruk met Hizkia se vyel. God staan met Hizkia se vyel en hy is beïndruk met Hizkia se vyel. En Hizkia se vyel praat nou. Hizkia het nie vir genesing gebid nie. Hizkia het nie vir beterskap gebid nie. Hizkia het nie gebid dat die pyn moet weggeneem word nie. Hizkia het nie gebid dat sy lewe gespaar moet word nie. Hizkia bid en sê, Here, kyk na my vyel. Here, kyk hoe ek voor u gewandel het. En God staan met sy vyel. Ons gaan terug na hoofstuk 20 toe. Ons gaan terug na hoofstuk 20 toe. God het klaar Hizkia se vyel in die hande gehad. God staan met Hizkia se vyel. Ons is terug by 2 Konings 20. En terwyl God Hizkia se vyel so in die hand hou, en Hizkia lê daar, dodelik siek, sê die Bybel, in 2 Konings 20 vers 4, sê die Bybel, en Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie. Jesaja is maar nog besig om uit te beweeg. En Jesaja beweeg uit. Alles in 'n paar minute gebeur hier. Jesaja is besig om uit te beweeg. En Jesaja wil net sy hand aan die deurknop sit om oop te maak, om uit te beweeg, by die voorhoof uit te beweeg. Jesaja wil net sy hand aan die deurknop sit om uit te beweeg, want hy het gedoen wat hy moes doen. Hy het gesê wat hy moes sê. Jy gaan sterwe en jy gaan nie meer lewe nie. En Jesaja is uit.
Want sy job is klaar gedoen by Hizkia in die kamer. En hy steek sy hand uit om aan die deurpost te raak, om uit te beweeg. Vers 5, sê die Here, Jesaja. Vers 5 skree die Here vir Jesaja, Jesaja, draai om. Jesaja is besig om uit te beweeg, en die Here skree, Jesaja, draai om. En sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid. Ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. Ek sal jou gesond maak. Op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here. Vers 6. En ek sal 15 jaar by jou lewe byvoeg. En jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red. En ook hierdie stad beskik terwille van my en my knegt Dawid. Terwyl Hizkia daar lê, met sy aangesig na die muur toe, wat vir ons 'n simbool gee, hy aangesig na God toe, want hy was afgesny van die wêreld. Hy het seker gemaak, ek soek nie nou distraction van enige een nie, dis nou my tyd om met God te praat, en hy praat met God, en hy stuur vir God, om sy vyl te gaan kyk. En terwyl God sy vyl kyk, is God beïndruk, met wat in Hizkia se vyl opgeteken staan. En God stuur vir Jesaja terug. Gaan terug. Gaan sê vir my knegt, ek het sy gebed verhoor. En ek het sy trane gesien. En ek gee vir hom 15 jaar, ek maak hom gesond, ek gee hom 15 jaar by sy lewe. Dierbares, ons beweeg na die einde toe. As ons nie bid vanuit 'n posisie van gehoorsaamheid nie, sal ons gebede onsuksesvol wees. As ek en u nie bid vanuit 'n posisie van gehoorsaamheid nie, sal ons gebede onsuksesvol wees. Toe Hizkia bid, toe bid hy vanuit 'n posisie van gehoorsaamheid. Want Hizkia het die krag van God geken. Hizkia het geweet, hy is reeds gesond gemaak. Want Jesaja 53 sê vir ons, deur sy wonde het daar genesing gekom. So hy's klaar gesond gemaak. Hy moet nou op God vertrou. En Hizkia se lewe het bewys. As ek en u nie uit 'n posisie van gehoorsaamheid bid nie, dan is ons gebedes, sal ons gebedes misluk. Kom ons kyk wat sê Spreuke 28 vers 9. Spreuke 28 vers 9 sê, waarvan af het Hizkia gebid? Vanuit 'n posisie van gehoorsaamheid. Spreuke 28 vers 9 sê, wie sy oor wegdraai, om nie na die gebooie te luister nie. Wie sy oor wegdraai om nie na die gebooie te luister nie. Wat was in Hizkia se leer? Hy het die gebooie onderhou. In Hizkia se leer, een van die punte van Hizkia se leer is, hy het die gebooie onderhou. En hier kom Spreuke 28 vers 9 en sê vir ons, wie sy oor wegdraai om nie na die gebooie te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Wat 'n gevaarlike woord. Wie sê, Hizkia het nie sy oor weggedraai van die gebooie nie, want die Bybel sê, Hizkia het God se gebooie onderhou. So toe Hizkia daar bid, toe kan Hizkia se gebed nie 'n gruwel wees nie. Want Hizkia het die gebooie onderhou. So daar is geen manier dat God nie sy gebed kan verhoor nie. God het sy gebed verhoor, want hy het die gebooie onderhou. Maar hier sê Spreuke 28, hier waarsku Spreuke 28 vers 9 vir my en vir u vandag. Wie sy oor wegdraai, om nie na die gebooie te luister, die selfs sy gebed is 'n gruwel. Daar is 'n lang lys van ooreenkomste wat die woord gruwel beteken. Gruwel beteken walglik. Gruwel beteken
is sleg. Die Engelse woord vir gruwel is abomination. Ek wil nie in hierdie posisie wees nie, u wil nie in hierdie posisie wees, waar vir ons gesê word, as jy nie na die gebooie luister nie, as jy oor wegdryf van die gebooie af, dan is selfs jou gebed 'n gruwel. Dis waar die kerk vandag is, omdat ons weggedraai het van die gebooie, gaan God nie meer luister nie, is ons gebede 'n gruwel. It's an abomination before God. Is walglik, is aaklig. Dan gaan ons verder, dan sê Jesaja 1. Kom ons kyk wat sê Jesaja 1 vers 15. Jesaja 1 vers 15. Luister wat sê Jesaja 1 vers 15. Hier het ons 'n geval, gaan nou nie die voorste gedeelte lees nie. Hier het ons 'n geval van die volk wat nie die gebooie onderhou het nie. Amen. Volk wat nie die gebooie onderhou het nie. Kom ons lees vers 15. 'n Volk wat nie die gebooie onderhou het nie. Huskia die gebooie onderhou, dis hoekom God 5 gevind het in sy file. Hier het ons 'n volk wat nie die gebooie onderhou het nie. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle julle gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed bevlek. So God luister nie na die gebed wat nie uit gehoorsaamheid gebid word nie. God kon na Huskia se gebed luister, God kon Huskia se gebed beantwoord. God kon hom 15 jaar by sy lewe gevoeg het, want hy het gebid uit 'n hart van gehoorsaamheid. Uit 'n hart van obedient to the law of God. En ons laaste skrifgedeelte kry ons in Jesaja 8 vers 20. Jesaja 8 vers 20. Jesaja 8 vers 20. Jy sal sien is 'n trant, Huskia in Huskia se file was obedient to the commandments. Hy het gedoen wat reg is in die oë van God. Gehoorsaamheid beteken om te hoor en te doen. Huskia het gehoor, Huskia het geweet wat hy moet doen en hy het dit gedoen. Hy het die gebooie van God onderhou. Jesaja 8 vers 20 sê, to the law and to the testimony. As ons nie daar, kom ons bly maar by Afrikaans. Jesaja 8 vers 20 sê, tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat in dageraad is. Die woordjie dageraad beteken is dit 'n volk wat in duisternis is. So as ons nie spreek volgens die woord nie, as ons 'n volk wat in duisternis is, dan kan ons gebede nie beantwoord word nie. Huskia, toe hy daar lê, was hy nie 'n volk wat in duisternis is nie, want die Bybel noem hom die vors van die volk. God se vors van die volk. So Huskia was nie in duisternis nie, want hy het God se gebooie, hy het die wette onderhou. Maar as ons nie wandel volgens die wet en volgens die getuienis nie, is ons 'n volk wat in duisternis is. Ter afsluiting, geliefdes, wat is in ons file? Wat is in my en u file? Ons het almal 'n file. Die hospitaal het hy groen files, wat hulle dockets in is, hulle mediese verslag in is. Huskia kon in hoofstuk 18 sy file, sy goddelike file, sy hemelse file uithaal, kon God uithaal. En God was beïndruk met Huskia se file. En Huskia se file, wat in Huskia se file was, het hom genees. Amen. Wat God in Huskia se file gevind het, was nie die gebed van genesing nie, was nie die gebed van well-being nie, wat in Huskia, wat vir Huskia die deurbraak gegee het, wat vir Huskia 15 jaar by sy lewe bonusjare gegee het, wat Huskia gesond gemaak het, is wat Huskia se file was. En God was beïndruk. Geliefdes, ek en u gaan ook tye beleef, swaar tye beleef. Want ons leef in Openbaring, ons ken die studies wat ons die week het. Ek en u gaan ook moontlik in dieselfde posisie is waar Huskia hom bevind. Amen. Ons gaan moontlik ook in dieselfde posisie is waar ons ook ons gesig na God toe moet draai.
Ek en u gaan miskien ook in 'n posisie kom waar ons ook vir ons moet afsny van die wêreld af en hier is 'n perfekte week waar ons is reeds afgesny van die wêreld af. Amen. Ons is afgesny van die wêreld. Dank God vir hierdie week. Ons is afgesny van reeds afgesny van die wêreld af. Amen. Ons is in God se teenwoordigheid. Amen. So ons is weg van die bedrywighede van die wêreld af vir hierdie week. Maar dan gaan 'n tyd kom, 'n ernstige tyd kom waar ons ook soos 'n Hizkia daar gaan lê. Miskien nie dieselfde konsepie, maar ons gaan ook daar lê en dan moet ons ook ons afsny van die wêreld uit en dan moet ons ook fokus na God toe. En dan moet ons ook vir God vanaf hoofstuk 20 in 2 Konings stuur. Dan moet ons ook vir God na hoofstuk 18 toe stuur. Dan moet ons ook vir God nie vir genesing bid nie. Dan moet ons ook vir God herinner, Here, dink aan my, hoe ek voor u gewandel het. Dit gaan ons gebed moet wees. Dit gaan ons gebed moet wees, soos Hizkia gebid het, Here, dink aan my, hoe ek voor u gewandel het. En dan stuur ons vir God terug na hoofstuk 18. En as God ons vuil vat, wat gaan hy vind? Toe Hizkia se vuil vat, toe sy beïndruk met Hizkia se vuil. Wat gaan hy in my vuil kry? Wat gaan hy in u vuil kry? Ons hoop dat wat hy in my vuil en u vuil gaan kry. Ons hoop wat God in ons vuil gaan kry. Wat is in ons vuil? Ons hoop wat God in ons vuil gaan kry, gaan vir ons die deurslag gee. Ons hoop vandag wat God in ons vuil gaan kry, gaan vir ons genesing bring. Ons hoop wat God in ons vuil gaan kry, gaan vir ons die deure oopmaak. Ons hoop wat God in ons vuil gaan kry, gaan vir ons 15 bonusjare gee. Die vraag is, ons het almal 'n vuil. Baie se vuils is blank. Baie se vuil het maar een lyntjie op. Baie se vuil het nog niks op nie, my broer. Laat God ons vuil in die hande neem as dit by die tyd kom wanneer God ons vuil moet oopmaak. En as God met die vuil staan, is die vraag, gaan God beïndruk wees met ons vuil? Of gaan God ons vuil reject? En as God ons vuil reject, is daar geen genade nie. As God Hizkia se vuil rejected, sou Hizkia nie 15 jaar bygekry het nie. As God Hizkia se vuil rejected, sal Hizkia nie gesond geword het nie. Maar God stuur vir Jesaja, go back, go tell my servant, I have heard his prayer, I have seen his tears, I heal him, and I'm giving him 15 bonus years. Ter afsluiting. Wat gaan God in my en in u vuil kry? Ons het almal 'n vuil. Wat is in ons vuil? Wat is in my vuil? Wat is in u vuil? Laat ons God dien, soos Hizkia God gedien het. Want die Bybel sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het die altare van Baal, die idolatrie het hy afgebreek. En hy het God gehoorsaam gewees aan sy gebooie, sy verordeninge, sy instruksies, sy bepalinge en in God se weë gewandel. En dan sê Johannes 14 vers 15. Ons het dit nou op blaadjie nie, maar Johannes 14 vers 15. If you love me, keep my commandments. And 1 John 2 vers 3 en 4. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. En dan sê vers 4, en hy wat sê, ek ken hom, en nie sy gebooie bewaar nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Here, dat ons vandag na die lewe van Hizkia gekyk het. En hoe u vir Hizkia genees het op 'n wonderbaarlike manier, sonder dat Hizkia vir u gevra het om hom gesond te maak.
sonder dat Hizkia gevra het om hom aan te raak. Was u tevrede met wat u in Hizkia se fyl ontdek het? Hizkia het vir hom 'n fyl in sy leeftyd opgebou, wat u kon gebruik om hom te genees. Here, daar gaan tye kom, dat ons ook met ons rug teen die muur is. Wat ons ook sal uitroep soos 'n Hizkia, Here, dink tog hoe ek voor u gewandel het. Here, laat ons fyl, laat ons lewe aanneemlik is voor u. Want wanneer dit saak maak, kan ons dit gaan haal, kan u dit gaan haal in hoofstuk 18, sodat die deurbraak vir ons bewerkstellig kan word. En ons bid vandag vir elkeen wat na die woord geluister het, dat ons die woord gaan toepas op ons lewe, want dit is belangrik dat ons u sal dien met alles binne in ons. Dat ons sal doen soos 'n Hizkia gedoen het, wat reg was in u oë. Vader, vergewe ons, as ons iewers nagelaat het om u te dien, soos op die manier hoe u gedien wil wees, vergewe ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, met baie danksegging. Amen.